Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Jesus gedoop is, sê die Bybel in Lukas 3 vers 21, en toe die hele volk gedoop, en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. Handelinge 1 vers 14 sê van die disippels, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. En later lees ons in hoofstuk 4, die plek was geskit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Moenie 'n fout maak nie. Gebed kan harde werk wees. Maar ons mees lonende oomblikke kom uit die tye wat ons op ons knie deurbring. God doen dinge deur gebed wat op geen ander manier sou gebeur nie. Want soos ons bid, word ons aandag op God gefestig en word ons meer ontvanklik om ons lewens in lyn te bring met sy wil. Ons word nie toegerus met sy krag terwyl ons besig is om te jaag na ons volgende afspraak nie. Nee, hy vereis ons volle aandag. Jesus het vir sy disippels gesê dat hulle altyd moet bid en nie moet opgee nie. As jy jouself daartoe verbind om gereeld tyd in gebed deur te bring, sal God in jou lewe werk, soos hy in die lewens van sy disippels ook gewerk het. Op Pinksterdag was dit gebed wat hulle gebring het, waar hulle gereed was om deel te hê aan die magtige werk wat God reeds vir hulle beplan het. Die woord leer dat Jesus gereeld na 'n eensame plek gegaan het om daar te bid. Ons lees ook in Lukas 6 vers 12 en 13 dat voordat Jesus sy disippels gekies het, het hy die hele nag deurgebring in gebed. Nou as dit Jesus 'n hele nag geneem het om te hoor wat sy Vader volgende deur sy lewe wou doen, wat laat ons dink dat ons God se stem in ons gejaagdheid sal hoor? Here, vandag word ek stil voor U, met die verlange in my hart om U stem te hoor. Maak my hart sensitief vir U leiding en praat met my deur U woord en die Heilige Gees. Gee my die onderskeidingsvermoë om U stem tussen al die ander stemme te herken en die moed om U leiding te volg. In Jesus naam bid ek dit. Amen.